Vrienden, als je nou daar blijft waar ik ben in die platteland. Ons maakt vandaag maar nog zo, zijn nou mooi rugby op Nieuwelanders. Dan maken ze maar samen. Vat ze nou samen op bussetje of op dingetje. Dan rijden ze nou rugby toe in die Kaap. Nou je weet, nou is daar een oma, hij is nogal oud. En toen hij nou eenmaal voor ons daar kwam groet, toen ons nou rijden bij die petrolpompen, toen vertelde hij voor ons. Hoe hadden nou destijds met een oud kombietje gereed Kaap toe. Hij zei oud tolle, maar daar oud kombietje was zo oud. Zij draadloos nog hoog Hollands gespeeld. Hij zei, broer, hij was zo starig. Hij had niet eens biedometer in, hij had de almanak in. Hij zei, nou sukkel nou met die dingetje. Nou, maar je weet hoeveel uren vat dat om in die Kaap te komen. En die gezels, ons gezels en die mannen vat maar ietsie. Hij zei, toen ons nou in die Kaap komt, daar is nou niet bij om te gezellig. Dat is nou eerst politiek en dat is een beetje godsdienst en dat is rugby. En later is het bij die oude vrouwens. Je weet dan ook allemaal als die oude vrouwen slecht maakt, man. Hai, wie. Die een oude zal nou zeggen, ja, zij oude vrouw, die oude ding is zo oud. Maar gelukkig, als een andere man zei, jonge oude vrouw. Hij is net zo'n aprilmaanse waterlemoen. Hij lijkt nog naar iets, maar hij smaakt naar niks. Als die andere man zei, ja, zij oude vrouw is ook oud, maar die oude ding is aan rijk. En zei, een jonge rijk vrouw is net zo'n vet vark. Het is net goed als hij dood is. En ook zei ook, ja, hij heeft van daar onder de mak wel aan 10 jaar zo'n dun stengeltje gousblom voor een vrouw lopen. Vandaag zit hij me net zo dik cactus. En zo had hij nou die oude vrouwen slecht gemaakt en gepraat, man. En zo halen we hem Nieuweland, zei hij. En nou toe stappen we daar in. Hij zei, man, nou zitten allemaal 3000 mensen. En daar boven in die paviljoen zit een man. En hij moet omtrent nou voor mij erkennen die oor die afstand. En hij staat daar bovenop en hij schreeuwt, Kwaas! En ik kijk waar die man, daar staat die man. Ik zei, yes, ouwe Piet, hoe gaat het? Nee, slecht man, schreeuwt die man af van bovenaf. Ik zei, wat is het dan? Nee man, mijn dochter is in een andere tijd, man. Ai man, schreeuwt van, wie is het dan? Wat er dan gebeurt? Nee, ons verdenken zeker een boekenonderwijzer zei daar bij die school. Die oude schreef, ik schreef van je onderaf, zei die om, hij schreef van onderaf van. Nou, wat ga je maken, man? Het is jammer om dat te horen. Nee, schreef die oude van boaf. Ons gaan het maar stellen, man. Nou ja, zo halen we nou de zitplekken. En die oom zei toen, hij loopt zit. Toen zat hier een man langs hem, wat nou zitslinger. Die oom zei, hij is nog alles zo gedronken, als hij nog een aan bij de huis komt slingeren, zo laat die vrouw mee met die bezem kan raakslaan. En hij is ook, die oom zei, die voetbal het begin, maar wat, hij heeft zomaar die helft deur geslapen, hij heeft zomaar die tijd getypt. En halftijd, toen allemaal nog opstaan, kijk, bij die grote wedstrijden staan die mensen maar nog op, halftijd. Toen schrik hij nou wakker en toen hij nou zien allemaal staan, toen staat hij ook op. En toen hij nou mooi staan, toen zien hij, maar hier is nou niks meer op die voetbalveld. Nou zien hij nog elkaar en nou daar waar hij nou zit om te draaien. Nou draait hij zo slinger om hier op zijn zitplek en nou staan hij met zijn rugveld toe. Hij kijkt nu hier op in die paviljoenen en met die duizenden mensen. Hij heeft er nou zo beschouwd van die kant aan, maar die omzet hij weer zo voor en toe, achter toe, zoals een riet wat in die wind waait. En dan denk ik, nou gaat hij vallen, hij wil net een keer aanvangen hem weer zo voor en toe. Zo kijken die mensen. En dat is met nou gedreis en gepraat en geraas, je weet, op zo'n paviljoen. Later van tijd is hij ook nog moe dat gaat doen, nou draai je om. Hij wil nou weer gaan zitten, maar dat is een proces, je weet, dat vat een tijdje voor die oude om nou zijn voeten geschreven en zijn lijf gedraaid te krijgen. En uiteindelijk loopt hij zitten, en net toen hij zit, toen kan je horen zo boven die geraas uit iemand roep. Piet! En hij vliegt op en hij draait om en hij slingert en hij valt amper om en hij kijkt zo op in die paviljoen en hij kijkt. En hij kijkt. Hij ziet nou niet die man wat hem geroepen heeft. En hij draait nog maar weer terug en hij gaat nog weer zitten. Net toen hij weer zit, Piet, hij vliegt weer op en nou kijk ik goed man. Nou staan hij zo gebukken en hoe vast hij over die voor hem staat. En hij kijkt goed. Hij kreeg niet die vark wat hem roept. Hij draait weer terug, hij draait weer zo terug. En net wat hij weer zat, roept die man weer. Piet! Hij vliegt op, hij draait maar en zegt. Voetzak man, mijn naam is die Pietie. Right vrienden, nou, ik heb uiteindelijk vergeten wat ik wil vertellen. Die mensen nou gaan rugby kijken. Nou vertel je om van die ook kom een beetje. En nou slepen we weer aan de huis toe.
Die oom sê tolle, maar nou is ons maar moeg, jy weet, er is 'n taamlike kuier en is nou baie suiweries geëet daar by die onthaal en so. Hy sê en is nou maar wense worsies en is ballonnetjies en is kaasies en is eitjies en jy weet, en die maag is deur mekaar en as is vat maar taamlik petrol ook. Die ou sê en toe ons nou die berg afsak daar by Citrusdal, dat is nou 'n klein Williamse buurdorp. Toe sien een van die manne maar hier staan 'n merry-go-round in die dorp. Nou kyk, as ons wêreldse mense 'n merry-go-round sien, dan moet hy gery word. Hulle sakke af, hulle weet nie wat die tyd van die nag, hulle stop daar, brand nog net so hier en daar 'n liggetjie. Hier kom so 'n winddronk nagwag uit. "Yes meneer, wat kan ek vir julle doen?" "Nee, sê hulle op hulle, ons wil 'n bietjie swing ry." Hy sê, "Meneer, dis Sondagmôre 1:00, hierdie plek is blou toe." "Nee, wat blou toe man, jy's mos die baas hier man, hulle gooi nou vir hom ook nog 'n shotjie daar vir hulle goed." As aan my langie toe die manne lekker gestel en die nagwag is happy saam met hulle. En hy pak hulle daar in die swings in. Die oom sê hulle sit so 8 man, hulle het nou mooi gebalanceerd gepak, laat hulle lekker sit. Hulle gee hom sommer die oorige van die bottel, wat hy kan so lank drink, so lank hulle nou ry. Maar die oom sê toe hy daar buk by die engine, om die engine te start, toe skree een van die manne hier uit die swings uit. "Ou broer, maar ons wil nie speel nie, ons wil sommer ja." Die ken mos verwyn, hy wil nie niks daar doen, ou broer. En die mannetjie staan op, hy sit die bottel so bo op die dieseltank neer, en hy kyk daar waar die acceleratortjie oopdruk, daar is so 'n boutjie deur wat die ding, die spoed wat die ding nou altyd loop met die kenners. En hy is ook al nou gewaagd en rof, jy weet, hy haal sommer die boutjie uit en hy stoot die accelerator heel op. Die oom sê ou tolle toe hy ding start, toe ref hy dat die ou silencer sommer afdril. Hy sê en hy vat trek die klats in. Hy sê ou broer, hy swings vlie weg. Dat my maag die kant toe ruk, dat ek rekmerke kry. Hy sê, hy skiet so in die lug en dat is so gelyk met die wiel hang, tolle. As jy so binne toe kyk, kyk jy bo op die ander man se kop. Hy man stap sommer met die bottel so regop onder die swings deur, om sit hy daar in 'n sinkhuis. Hy sê, maat, hy sê dat in die huis en ons gaan daar verby, maar jy kan nie vorentoe kyk, die centrifugal force gooi jou oor, laat hulle buite hang. Maar ek sien net as ek daar verby gaan, die man vat. En dan sal ook die lankie daar tip hy. Sy kop maak en so krrrr, daar in die corrugated en naal. Toe weet ek, nou gaat ons swing ry. Ou tolle, ons is alleen en ons driver slaap. Ou broer, ons ry. Tolle Sondagmôre 3:30. Toe ons nou al gegooi, ou broer, geflat. Dat daar so 'n wit streep rondom daai swings lê. Hy sê, en waar die seevoëls vanaf kom, weet ek nie. Maar hulle hang so opbek, so saam met die swing, so op hulle sye, ou broer. Hulle vang net hierdie wense worsies en hierdie kaasies en hierdie ballonnetjies. As hy eitjie kry, dan spoei hom uit en dan het hy weer hang hy net so. Hy sê toe om kyk, toe sit my ou swaar hier agter my 'n been, het kom dwarsdraai in sy bek, lyk soos 'n Datsun bakkie se bonnet wat opstaan. Daai man gooi 2 strale alkant van die been verby. Die seevoël weet nie waar hy moet vat nie. Maar boeta, hierdie seevoëls het aan die rekening gehou en hierdie kos lê in die wyn, ou broer. As die lankie toe seevoël lekker laf om maat. Jy sien sommer die een vlieg goof en maak hy so saam met so 'n vlieg gwaan en drom vas, dan sit hy daar bloeibek. En die een skiet die reguit in die lug uit op, hy gaan so hoog op dat sy suurstof oprak. Dan kom hy so met 'n falling leaf af, hy val 'n moer toe hier onder op die grond. Hy sê, my is nog so jong en ons ruk, jy ruk so. Later is jy niks meer in jou lyf, net so 'n blou gal dermpie hang hier oor jou wang. Jou liggaam is seer geruk. As jy nog so 'n jong seevoeltjie, hy hou nog so by, dan kom vat hy gal dermpie hier op jou wang, bro. Maar as jy lank lê, alles seevoels. Genadiglik, sê die ou, begin die ding se diesel uitraak. Nou sluk hy so, dan sak die swings dat hulle amper onder, dan vang hy weer so diesel asempie, dan ruk hy jou weer, dat jou hartslag afruk, hang jy weer daar bo in die lug. En daar word die vark wakker. En hy hoor die engine sluk. En hy weet mos nou nie hoe lang ons al ry nie. En hy dink hy het die diesel ingegooi, en hy het 'n kan, en hy gooi hom weer vol. O bro, ons kan skree, kan nie hoor, die ding se silencer is af, en daar loop die man, hy vat sommer pad. Toe weet ek, nou gaat ons swing ry. Ons daar vol tank, ons gaat nou hier lekker swing ry, o broer. Ou tolle, maar langs door die korte maak, sê die om die volgende Sondagoggend 11:00. Toe ry ons nou 10 ure solid swing, o broer. Toe loop staan die swings. Nou klim daar swak, bewerige manne uit, o broer. En ons is daar tussen die dooie seevoëls deur en ons
en hy ook kwam bietjie nou huis toe. Nou maar jy weet die klomp vrouens het nou al by een huis by mekaar gekom. Hulle is vrek van die bekommernis oor ons, want ons kom aan nie uit in die nag nie. Hulle het al die polisie te gebel en die ambulance en die dokters. Hy sê toe ons by die huis stap, toe staan hy kaktus van my so wydsbeen met die arm so in die sye in die voordeur. Hy sê, broer, hy vrou is so kwai. Sy beenhare groei soos 'n kakkerlaks in die sykouse. Sy is hoendervleis van kwai. En sy kyk ons so en sy sê, luister, julle het nou vir julle uitgekatter my in die Kaap. Ons vroue sit hier vrek van die bekommernis. Maar ons het besluit, ons gaan kalm bly. Ons gaan nie beklei met julle nie. Maar daarvoor vat julle vir ons, vir Nancy, er is daartoe, as America round, ons wil gaan swing ry. Nee man, sê die een gaan wat vir die ander ene, nee man. Ek sit nou die dag by my dokter waar ek werk man. Toe vertel hy my die stuk, hy sê vir my, nee, ek kom al vark by hom, gestap die vark, sê vir hom, die dokter is 'n snaakse dingetje met my in die gang man. Dokter sê, wat my keer? Hy sê, nee man, elke keer as ek ga sit, dan vluit ek deur my exhaust man. As ek opstaan, dan vluit ek deur my exhaust, dat is baie embarrassing man. Wie nie treine, allemaal kyk vir my, en die baarworas waar gaan, allemaal kyk vir my, is ek so vluit. Die dokter sê, nee, dat het hy nog nie gehoor. Hy is verder nie exhaust gestaan, maar dat het hy nog nie gehoor. Hy sê, kom in dat ek gauw kyk. Nou kom die oudje in, hy kom sit daar by my dokter, hy sê, dokter sê, waarom sit man? Toe hy gaan sit, hy sê, staan op, toe hy opstaan. Dokter sê, nee man, maak weer so. Hy gaat sit. Hy sê, staan op. Dokter sê, nee, dat is weird man. Wacht, gaat ek gewoon Tommy van my phone. Hy sê, jy moet ons eindelijk naar Speedy toe gaan, dat het jou Anna Beffels in sit man. Jy kan maar nie so gaan nie. Maar wacht, ek gaan Anna Tom van my bel. Hy diep gestudeer en hy fondasieplekke in. Hy phone die Anna Vark, hy sê vir die Vark, jong, weet ek het nou een interessante ding hier by my man. Hier is nou een Vark. Hy sê, maar wacht, voordat ek jou sê wat, ek gaan jou laat luister, dan gaan ek jou vertel. Nou hou hy die phone daar by die oudje. Hy sê vir die oudje, hey, staan weer op man. Nou staan die oudje op. Hy sê, sit. Hy vat die phone naar sy kop toe, hy sê vir sy chom, jy gaan hoor? Hy sê, nee man, hy was nou te veel sterings, ek het niks gehoor. Hy sê, nou luister weer man. Hy hou weer die phone daar by die oud. Hy sê, staan op, hy staan op. Hy sê, sit. Hy sê, het jy nou gehoor? Jy sê, nee, wacht man. Wacht. Eerst my airconditioner afsit in die dieren, toe maak die mense aan praat, dat kan nie lekker hoor. Hy kom later terug, hy sê, right, nou sê ek recht, dat is nou doedstil hier in die kantoor, laat ek gauw weer luister. En hy hou weer die phone daar by die oud. Hy sê, right, staan op. Hy staan op. Hy sê, sit. Hy sit. Hy hou die phone by sy kop. Hy sê, het jy nou gehoor? Die ouwe aan die andere kant, die dokter pel van, maar die andere kant sê, nee man, ek verstaan nie. Elke keer jy sê, ek moet luister, dan vlieg hier een poepol op die phone. Ek wil julle net vertel, ek het my arm groot geword, jy weet, ek kom daar uit die platteland uit, en ons het een moerbui op die brood geëet vir pudding, maar dit was al pudding. En ek het die tyd, het ek baie in die veld bokke by mekaar gemaakt, jy weet, een dag was ek daar bezig om bokke by mekaar te maak, en het begin reën, ek is aan die veld, sta ek alleen, en ek raak bietjie nat, en ek kruip in een klipgat in. Ek wil nou daar bietjie sit en skuil vir die reën. En toe ek nou seker van die moegheid, het ek aan die slaap geraak, daar binnen in die klipgat. En toe ek weer wakker skrik, toe is het al sterk skimmer, ek kan nou buitenkant sien, is al sterk skimmer, en daar is toe een trop bojane bezig om nou vir die nacht in te trek, om nou hier te kom slaap, dat is hulle plek toe. Toe besef ek nou, maar ek moet nou doodstil sit, want hulle is my nou in mekaar skeer, weet, ek is achter, ek kan nie, ek moet tussen hulle deur, hulle is my mors doodbuit. Nou sit ek maar doodstil, nou kom hulle in, jy weet, nou gesels hulle nog onder mekaar, jy weet, en hier is een wat nog een kindje pakje in, hier is nou een wat wil vry met die ander in, so pak hulle in, twee anties kom, sit nou stijf tegen my achter, hy reik my soos een mens, hy kan nie, jy is reik as daar nou snaakse reike as hy, en hulle kom pak nou stijf in, en so sit hulle, nat gereen, hulle stink man, maar later is allemaal kom hem nou tot rust, en die stilte sak nou neer, en die klomp bojane raak in die slaap. Ek sit nou maar doodstil. Later hoor ek een bojaanse maag maak so, goem, goeie, kerels, maar daar kom een reik op. Weet jy,
Chloroform, hy wil jou uitsit. Weet jy, ek sukkel net aan my kop so bo die walm uit te kry. Want ek voel ek wil nou dood van die reuk. Toe hy sukkel nog met daai in toe maak, hier so ou antie se maak goenkoe, gooi sy. Maar dit vrap. Soos eentjie in skerpioen wat nou vrat is, jy weet, so daai reuk. Jy kan nie lewe nie, ou broer. Ek sukkel nog so om asem te kry, so klein by jantjie, goenkiek, gooi so vratjie. Yes, maar hulle slaap deur alles, maar daai heel grot is later so 'n blou walm in. Hy hang so oor die bojang. Jy kan nie lewe nie. Maar hulle slaap. Ek dink later maar ek moet 'n plan maak en ek dink by myself, maar ek het mos self maragkool geëet. Ek gaan nou self energies tot. Maar nou voel ek toe by myself, ek moet hom nou so deur die surf laat loop, laat hulle nie kan hoor, dis 'n vreemde geluid, jy weet. Nou stoot ek hom so saggies so. Nou trek hy so tussen hulle in, maar kyk, daar het ek gehoor dat 'n bojang kan Afrikaans praat. Toe daai vreemde klank so tussen hulle intrek, toe word hulle wakker, toe is hulle net so, so 'n groot bojang klap so 'n kleintjie bo van die klip af. Hy sê, jy moet hier sit, skyt soos 'n mens. Sê, die man sit ook in die kroeg. Te veel gedrink, julle weet hoe lyk hulle, as hulle so verkeerd. Hulle raak mos verkeerd, hulle glip, die kop glip van die hand af. Hy kyk by jou verby as jy hom roep. Hy is deur mekaar, hy is nou sommer voetlevel toe gedrink, papa. Hy sê daar, niemand praat met hom, hy sê daar rook die lang sigaret met die lang as. Kroegman staan alleen daar. En hier kom hardop 'n man in, vinnig net. Die man kom sit daar, en hy bestel net 'n bier. Nou ken jy mos drank mens. Nou moet hy met die man praat. Nou kyk hy na hom toe, nou sê hy hom. En jy? Waar kom jy vanaf? Die man sê, meneer, ek is vreemd hier in die plek, man. Ek is 'n ingenieur, ek is besig om 'n brug te bou hier langsaan. Ingenieur, né? Nou wat skryf jy daar in jou boekie? Die man sê, nee, is net 'n wiskundige dingetje, man. Ek is net besig om 'n sommetje hier te maak. Wiskunde! Wiskunde, wat is wiskunde, man? Wat is wiskunde? Alles is iets, wat is wiskunde? Die man sê, meneer, wiskunde is so somme. Jy weet, as jy nou 12 vat, jy trek 7 af en bly daar 5 oor. Hy kyk die man so, hy sê, en da? Hy sê, nou vat jy daai 5 en dan trek jy nog 7 af, dan bly daar minus 2 oor. Hy dink so 'n bietjie, hy dink en die som wat nou so ingewikkeld raak, en hy dink, wag, hy sê, een breinlop in die skool vrek geleer. Die ander een gaan hy nou nie vermoei met hierdie somme besigheid die, hy gaat hom sommer dooddring. Hy sê net, toe maar, los maar. Nou laat aan, nou gaan die ou huis toe. Nou kruip hy ook van die motor af na die voordeur toe, hy is bang, hy val hier in die potplant en die goed. Jou hond kom ook nog, die springboor om 'n lek om, jou hond dink hy wil speel oor die hande 4-voeters. Maar nou kom hy by die voordeur en ek staan op teen die deur en net wat hy nou sy hand uitsteek na die deur toe, ruk die vrou die deur op. Die vrou sê, sis, kyk hoe lyk jy. Wanneer wil jy ophou suip? As 'n skande vir die samelewing. Wit gesuip. Ek was by 'n wiskunde klas. Sy sê, wat is 'n wiskunde klas? So, wag, ek gaan jou 'n vraag vra. Sê vir my, as jy nou 'n bus vat met 12 mense aan, en hy bus hou stil, en dan klim maar 7 mense af. Hoeveel bly op die bus oor? Hoeveel? Die vrou sê 5. Die ou dink so 'n bietjie, staan so 'n bietjie, hy dink so sê, okay. Maar nou kom ons by die som. Nou ry hy bus weer, en nou stop hy weer, maar hy 5 mense, en nou klim maar weer 7 mense af. Hoeveel bly nou oor? Hoeveel bly nou oor? Die vrou sê vir hom, sê jy?
Wat, zo in die vel heeft geslaan, die staan zo'n beetje en die tellen zo op zijn vingers en die denken en zeggen... lijkt voor mij, nou moet hij busdrijver 2 mensen opblijven om niks op je bus te hebben. Nou zei mijn broer van mij als universiteitsstudent dat hij in een kroeg gewerkt daar bij Oostasietje. En na bij ons, Graafwater. Hij zei, zet je aan daar zo alleen in die kroeg, je komt stap 3 mannen in. Hij zei, jong, gooi maar daar voor ons iets, ons is nou lekker gaat vol, want ons is nou gekomen voor die trein. En die trein is 6 uur hier geweest, nou staan daar onder een oud dak, man. Met een zwart uniform aan, met een zwart cap, met zo'n zilver kettingje, met een horloge zeker wat hier in een zakje hangt. Met 2 vlaas, zo'n groene en een rode. Ons vragen nou voor hem, wanneer kwam die trein wat met 6 uur hier geweest het? Hij zei, nee, die trein zal 7 uur geweest. En ons moet nou maar bij jou komen zitten wachten. Ons is nog niet juist lust voor die wachterij niet, maar terwijl is aan hem moet wachten, gooi maar daar iets. Zei nou, gooi even elke man een dop. En is zo 7:10 toen we na 2, daar willen brandewijn in elke man. Toen sleep hulle nou weer af statie toe. Hulle kwam bij die statie. Nee, zei die omvallen, kerels, lijkt van mij die trein is er nou eerst 8 uur geweest. Hij zei, en die mannen zei, maar die spoorweg kan ons iets voor maken, maar wat? Hij is dan ook nog niet meer zo ongeneem om te lopen wachten, je weet. Dan neem maar wat, dan wacht maar weer aan de andere kant. En dan sleep nou weer terug daar naar om toe. Hij zei, dan kom zitten en zei, hey man, je weet maar zoals die spoorweg, ons moet nog prachtig nog een uur wachten, maar gooi maar wat nog daar iets wat. Hij zei, maar dan ik gooi voor hulle, hij zei, zo bij 8 uur kant, dus die mannen daar nog lekker, toen spelen al daar zo, dat is nog niet meer voorbij een moeilijkheid door die trein wat laat is. En zo 8 uur kant, toen slepen hulle nog weer af statie toe. Kom bij die statie, zei die oom van de kerels, hulle nou van mij van Klaver afgefoond. Die trein is onbepaald vertraagd. Jullie moet nou maar daarop wachten. Dan zal ik jullie laten roepen als die trein komt. Hij zei, hier komen die 3 mannen nou weer. En hij zei, wat? Toen zullen nou al lachen. Dan zie je nog laat meer om te wachten. Dan zet je ook eens aan neer en dan komt zitten. En dan vat een paar lekker doppen. Later zingen, dat speel domino's. Dat vertel grappen, dat gaat te lekker. Hij zei, en hier zo bij 10:10 zijn kant komt storm hier een mannetje. En hij zei, meneer, die trein is gekomen. Hij zei, nee, wat dan papa, wauw. Ons wachten nou hier aan voor jullie treintje, nou kan jouw treintje weer voor ons wachten. Wat. En dan zei hij, wat vat nog een shot, was de baarman, voor ons lopen. Trein kan nou voor ons wachten. Hij zei, dan vat nog hij dop ook uit. Maak er een klein geld en goed bij elkaar en aanslippen. Maar toen we die statie ingaan, daar trek die trein net weg. Mijn broer en dan zet die trein achterna. Nou, dan zie je ook kort perronnetjes op die kleine staties met die antraciet. En dan gaan die perronnetjes maar schielijk van me zo af. Hij zei, hij is heel voor, maar toen hij daar afgaat, dus zijn voeten te van naar voren. En hij is onder die uit en die andere 2 is bovenom. En hulle vangen aan die trein, zijn laatste waar en hulle is op, maar hij kreeg die trein gevangen. Nou kom stap hij terug, zei mijn broer nou. Stof hem af, stikkend geval. Allemaal het nou achterna gestapt om te kijken wat van die spel wordt. Hij komt hier bij die oom aan met die uniform. Die oom zei van, Boeta, nou is je daar maar niet moeilijkheid. Hij zei, wie is er niet moeilijkheid? Wie is er niet moeilijkheid, hè? Ik is hier niet moeilijkheid, hè? Die 2 pillen van mij is er niet moeilijkheid. Hij heeft mij naar statie toe gebracht. Nou, vrienden. James zei extra nog zei, dus James zei, maar hij vertelde me van een man wat hij aan zo laat, hij is toe gekomen. Die man heeft me altijd een beetje te veel gevat, je weet. En hij heeft, als hij naar huis toe gaat, is hij altijd bang zijn petrol raakt op. En dan had hij nog zo'n half botteltje achter in zijn broekzak gestikt. En dan sukkel hij is toe, maar nu loopt hij zwaar, je weet. Hij is nu amper, hij soort wat zo 2 tree achteruit en 3 tree voor toe. Of 3 tree voor toe en 4 tree achteruit. Zoveel zo laat hij met later omdraaien en terugklap te lopen om bij de huis te komen. Maar toen hij nou bij de huis komt, toen zijn nou zo'n 4, 5 treetjes wat hij nou moet uit. Om nou boven bij die flat zijn deur in te komen. Nou sukkelen, je weet, net zijn nou, dan hollen die trappen zo amper tot boven, dan hollen weer achteruit. Dan gaan draaien zo, willen draaien die 100 jaar later. En ik kwam in die 3e keer wat oploopt en hij loopt daar toe vallen. En hij valt met die halfjack op een klip.
in die halfjek stikkend en nou steek die borrelstukke hom vol gate. Nou staan hy op en hy voel, hy is nou baie meer gate as wat hy mee gebore is. En sy bloed is dun van die wyn, broer, hy moet nou in die huis kom. En hy strompel die trappe op en toe hy die voordeur opstamp, toe skree sy vrou, wat kom soek jy 4 uur in die môre by die huis? Hy skryf vir ander, was die enigste plek wat nog op was 4 uur in die môre. En sy sê, maar hy moet opkom, dat hy kan in die kamer kom. Hy sê, maar hy het hier 'n vat wyn, wat hy moet die trappe opsukkel. Sy sê, los die wyn na onder tot môre. Hy sê, hy kan nie, dis binne in hom. Maar in elk geval, nou het die vrou maar weer omgedraai in die slaaperaak, en hy stap, sukkel nou vorentoe, en sy die koketielhok, met kokkie, in die gang staan gemaakt. En hy weet mos nou nie van die nie vir die koelte, die ou voeltjie, en daar val hy die ou hokkie plat, en die voeltjies uit. Nou wil hy achter die voeltjie aan, en hy is daar achter die voeltjie, en nou sit kokkie daar op die stoel se lending, en sê, morre kokkie. Jy weet, 'n voel is mos mal in die nacht, jy ken mos hoe so voel in die nacht, hy is mos heel van sy kop af. En hy is dan achter die kokkie, hy sê, kokkie, net hy wat raas, maar hy maak die voeltjie stil, morre kokkie, voeltjie. En hy kom, en hy vang die voeltjie, maar die voeltjie byt om bloed, hy los hom, daar vrie die vark weer, en hy sit daar op die mantelpiece. Morre kokkie, hy sê, kokkie, voeltjie, ek moor jou. En so is hy achter kokkie aan die oor, en stamp 'n stoel om en 'n lamp om, en daar vang hy vir kokkie. En toe hy vir kokkie vang, byt kokkie hom weer, en hy vat met die ander hand sy kop. Hy wil net die kop van sy vinger afvat, daar vat hy die voeltjie sy heel kop af. Toe hy so omslinger, toe staan hy met kokkie in die een hand en die kop in die ander hand. En daar gaan die lig aan en hier staan Mama General. Met die platgetrapte slippers en die gowns on the girdle en die John Player sigaret en sy is vir kokkie lief. En die ou kyk die vrou so en hy kyk vir kokkie so en hy druk die kop so op die voeltjie sê, vat jou kop kokkie, vat jou kop. Maar die vrou is in traan en sy storm daar uit en nou storm die ou maar vir kokkie in die hok gesit met koppe al. En die ou is nou hier in die badkamer en nou het hy 'n bietjie dettelwater in die wasbak. Nou sit hy met die stukken sterre in die wasbak. Hy laaf hulle nou, maar hy sê hy kry so lekker. Hy kry net hoendervleis dat sy hare reg opstaan. En besigheid skoon gewas. En nou die ou die germelien in die pleister in die watte. En nou staan die ou voor die spieël, nou moet hy bak. Om nou die goed in die spieël te kyk om hulle toe te plak. Nou kyk as 'n drankmens bak, raak hy mos aan die hol. Hy sukkel verskriklik man. En hy kyk tussen sy bene deur die goed in sy pad, hy kyk om die kante en hy smeer en hy plak. En hy moet versigtig wees dat hy nou nie verkeerde gate toeplak nie. Op die eind is die ou dan nou klaar, die ou staan so op, die ou voel so op sy sterre, hy voel so op sy boude. En die ou kyk om, toe sit al die goed in die spieël geplak. Jy weet, ons Afrikaners is ons vreeslik lief vir feeste, volksfeeste. Jy kry in hierdie land visfeest, aardappelfeest, brandewijnfeest, kersiefeest. Ek tree omtrent 1000 keer 'n jaar by feeste op. So in die oude jare het ons nog die gelofte dagfeest gehad, wat ons eintlik nog altyd moet hê. Maar die oom sê dat hulle nou sommer die gelofte feeste onder die bome gehou op 'n plaas aan gebrek aan lokale. Nou dan kom jy nou altyd op die laaste dag 'n spreker, groot swart mouter van die Kaap af met 'n vlag op. Kom die vername man nou daaraan, dan kom almal nou so van hulle tente afgestap, met hulle stoelietjies om nou die man te kom luister. Toe almal nou min of meer sit al, toe kom hy so 'n grove antie, met 'n voortrekker rok aan met haar riempistool en sy kom plak haar reg voor, met die groot kappie op. Nou jy weet, dis warm, dis Desember maand, dis so warm, 'n kind se melktande raak in sy bek suur. En die honde en die arme katte en die hoenders is verwilderd, want hulle ken nie so baie mense op die plaasie. En hulle wil dan ook daar tussen die mense wees, want hulle ruik nou alle kossoorte en goeders daar. Was daar so 'n klein hondjie, hy loop ook so rond. Sy steer dan so tussen die bene, hy sniffel hier, sniffel daar, soek 'n dingetjie om te eet. Maar die antie toe sê die oom, sien hy sê, lig die rok so, dan pomp sy hom so 'n paar keer, seker nog vir 'n bietjie lig om in te kom, want dit is warm. En daai tyd wat die hondjie weer so verby haar stap, wat sy die rok weer so oplig, dis die hondjie onder. En sy dat sak die swaar rok, nou sit die hondjie onder die stoel. Hy sê, nou kyk hy die antie. Dit is hom ook 'n lankie. Hier skuif die antie so effens die kant toe. Die antie spring so half op en dan skuif sy weer daai kant toe.
Hy sê, maar is nou 'n stichtelike besigheid en die antie ruk weer so slag so en sy skuif op die stoel, sy het ook nog maar net 'n riempie om agter te skuil. En nie lank toe sak sy so af en sy steek haar hand so onder die rok en sy tel die rok op so. Sy sleep die hondjie hier aan sy agtervoet uit en sy swaai hom so met die groot arm met die muscle wat onderhang. En sy gooi hom so oor die eerste 3 rye mense. Sy sê, voetsek veel goed loop, ryk jou eie finesse. Ek sit nou die dag op die vliegtuig langs een van hierdie Kaapse manne. Maar hy hou vast die seats van die vliegtuig, hierdie handsvatsels hier aan die kant, hou vast die so styf, sy knikkeltjies eintlik wit. Ek sê vir hom, is jy bang vir vlieg? Hy sê, nee, net vir val. Ek stop al by die robot, die staan hier met 'n kus perskes. Ek sê, hy wil die perskes aan my verkoop. Ek sê, jongens, die perskes aan soet. Hy sê, ja, kyk hoe stel hulle. Ons sit daar in 'n kafeetjie, ek en die oom. Daar by ons is nou nie restaurant nie, is 'n kafee. En hier kom stap so 'n mooi meisietjie in, maar pragtig, van die jong moderne vrouens. Met die rokkietjie wat bo net die regte lengte is en onder ook net die regte lengte. Maar absoluut mooi. Met 'n stootwaandjie met 'n babietjie. En sy kom sit daar by die tafel, maar ons albei, ek en die ou oom, ons kyk die kind. Maar nou wil ons ook nie wys dat ons kykie, want ons wil nou nie soos 2 pedofiele wees. Maar sy is so mooi. Moet 'n mooi, nie dat 'n mens lelik na kyk. En toe sy gaan sit, toe tel sy daai babietjie op en sy maak net 1 knoppie van hy blouse los. En sy haal die borsie uit en sy begin hy kind borsvoet. Maar manne, dis nog van daai wat opkyk. Die oom sê vir my, dis mens nie soos my ou vrou sê in die bad lê, lekker soos 48 Hudson's en Mudguards wat langs al lê. Of soos 'n Mercedes-Benz was uit Wes met 2 watersakke aan. Dis mooi. As jy 'n badkamer sepie op hom los, sal hy so afgly en 'n somersault maak voor hy in die bad val. Hy sê, en hy kindjie vat hom en dan los hom, en dan vat hom en dan los hom. En die oom stam my so aan, hy sê vir my, jong, as daai kind nou huil, as nou plain berry stout gaan. Hy sê sy ankel, nee, sê wie, my ankel daar nou in Ierland gewees, in die Ireland, man. Lekker gekeier aan die Ireland, weet jy? Vat 'n paar lekker doppe aan daar by 'n pap. Maar as maar baie religious moeilikheid nou daar, man. Nou sliep die ou laat aan, hy is toe, dink hy, hoe al laat uitgebly, is baie benoud, hy stap in so nou LG op. Hy steek 'n vark, 'n gun in sy rug, sy hande skiet in die lug, hy's vrek geskrik, man. Die varkie agter sê, hey, are you Protestant or Catholic? Hy dink both ways, nou moet ek wakker wees, papa. Hy sê, nee, ek is Jewish. Die varkie agter sê, I must be the luckiest Arab in Ireland. So stap ek en hom Koos Meyer eendag daar van die vliegtuig af. Ek gaan nog later vir julle iets vertel van hom Koos. En ons stap van die vliegtuig af en hier kom ook 'n ou wat so gebuk en loop, weet so vorentoe, agtertoe, vorentoe en hy steek vas en hy kyk om Koos. Hy sê hom Koos, hoe gaan dit? Nee, hom Koos sê goed man met jou. Nee, goed man met die antie. Nee, goed sê hom Koos. Hy sê hom Koos, het jy gehoor ou Huffel is dood? Hom Koos sê wat? Huffel is dood, sê. As ou Huffel dood, sê hom Koos. Ja man, net so, blap. Alles oor. Hom Koos staan met sy hand so oor sy mond. Hy is heel verstom, jy weet, en hy praat nog 'n paar woorde en stap so weg. Toe ons so wegstap, sê hom Koos, weet Tolla, die dood van ou Huffel het nou vir my geruk. Wie hoe sleg sal ek gevoel het as ek geweet het wie ou Huffel is? Ek is ook nie aan by so'n groot funksie, weet. Hier kom 'n ou so tussen die stoel deur gestrompel hier na my toe. Ek sit hier agter by 2 manne gesels. Die hele vertoning is al verby. En ek sit hier lekker sit gesels met 'n man. Hier kom my tussen die stoele deur val wyn stortende en ek kom plak hom hier in 'n stoel neer langs my. Hy sê Tolla, ek wil jou nou 'n storie vertel. 'n Storie wat jy nog nie gehoor het, jou Tolla. Ek sê, ja, vertel het, ek hoor op hel. Tolla! En ek sien, hy sit hier so voor en toe, agtertoe. Tolla, die man sê vir die vrou, die man sê vir die vrou,
En toe, daar sak sy kop, haar raak hy vas in die slaap. Ek draai nou maar om, ek sien die mense slaap nou gesels ek maar weer met die mense. Hier so 5 minute later, hier klap het deur hard toe en die vark skrik wakker. En toe hy wakker skrik is hy net so, en wat sê jy daarvan nou, dollar? Ek was altyd skaam. En toe kom ek een dag daar, by die vloot doen ek aansoek vir 'n werk. En die ou vraag vir my, as jy by die vloot wil aansluit, dan moet jy 'n paar elementêre vrae antwoord. Hy sê, weet jy wat is 'n island? Ek sê, ja, island is a piece of land surrounded by water. Hy sê, sharp, daar is reg. Hy sê, weet jy wat is 'n lake? Ek sê, ja, a lake is a piece of water surrounded by land. Hy sê, sharp, daar is ook reg. Hy sê, wat is 'n beach? Ek sê, a beach is a female dog surrounded by male dogs. Vriende, hierdie mense, hierdie oom en tannie bly daar op 'n plaas. En hulle die gewoonte, eenmaal 'n maand, dan gaan die oom daartoe. Dan gaan koop hy nou die groceries. Dan gee die auntie hom nou 'n lysie met goed, wat hy nou moet koop by die winkel. Nou ry hy met die donkiekarretjie en dan stop hy by die winkel en gee gou die lysie af en dan skiet hy vinnig hotel toe. Dan gaan vat hy 'n paar wiele. Solank die goed nou afgemaak word. Maar nou ken jy mos, die man stop nou sommer in die son met die donkies, want hy sal mos nou net een wiel vat. Hy's haastig. Maar nou raak hy aan het gesels en as een wiel bo die ander wiel, jy weet, en as die lankie, toe moet die man homself gaan relief. Maar nou relief hulle sommer buite, want jy weet, dis maar droog daar en die ou alwindjie daar by Rotstein is ook maar te bly vir die ou nattigheidjie wat hy kry. Nou gaan staan die ouma teen die alwindjie. En hy kyk nou sy donkietjies wat hier so staan, maar die donkietjies raak nou al verlep, hulle ore hang al van die son staan. Hy sê, manne, julle kan maar staan nou frik. As ek nou kom, dan moet ons huis toe. En hy is weer hier in. En is weer 'n paar wiele. Maar die tweede keer kom 'n man mos altyd gouer. Toe hy nou toe uitkom, toe staan die donkietjies nou al op hulle knie hier in die tye. En die ou staan daar teen die alwindjie en hy kyk hulle so. Hy sê, manne, julle moet lekker wees. As ek nou kom, dan wil ek ja. En die ou is weer hier in. Nou toe hy nou toe uitkom, toe lê die donkies nou al in hulle tye en toe is hy ook nie meer wat hy vanoggend gewees het. En die ou sukkel nou daar op die donkiekarretjie op en hy het die tye by mekaar, die leisels. En hy kyk maar, hoe's die donkietjies dan nou so klein? Lyk nou soos bonsai donkietjies. Hy sê, Blesbok, Silbek, o bloed, ek ry sommer boer julle. Maar nou laai die groceries op en nou sleep hy uit plaas toe. Nou is hy bang vir ouma, hy gooi net die goed op die stoep af met die faktuur van die jood en hy hou hom, kan maar besig met die plaaswerk. En toe hy nou die aand by die huis kwam, toe sê ouma, ou man, sal jy het vir jou vandag vernik. Hier is die faktuur, 1 koffie, 1 meel, nou skryf sy so uit. 1 zakdoek, 1 polies, 1 tandepasta, 1 hemp, so skryf sy alles op sy. 1 dou. Maar hy sê 'n dou nie. Sy sê, en die dou kos nogal dieselfde as die hemp. Maar hy sê hemp oor. Nou oor 'n maand toe ry die ou weer dorp toe, nou vat die ou die oorige hemp en die faktuur, hy stap by die jood en hy sê, sorry, ek wil 'n dou koop. Die ou sê, wat? Hy sê 'n dou. Hy sê, nee, dit het ek nie. En die ou jood gooi sy troefkaart, hy sê, jy daar met dou op my faktuur. Die jood sê, nee man, dou beteken dito. Dito beteken dieselfde as bo. 1 hemp, 1 dito is nog 'n hemp, dis daai hemp wat jy oor het. En die lig gaan vir die ou boer op. En dan nog 'n paar wiele.
Schiet hij uit plaats toe, nou verduidelijk hij van oma. Die Jood is nog net zo eerbaar zoals altijd. Oma, dou betekent dito. Dito betekent hetzelfde als boer. Maar oma is niet zo vlug van begrip. En later is je ook nou moe verduidelijken. En zei, kijk oma, laat ik nou voor jou dat zo stel. Ik heb nou vandaag van mij een Babbejaan gemaakt en jij is dat dou. Hierdie bokser zijn dochter komt bij hem en ze zei van hem, pa, ik wil met pa praten. Hij zei, wat is het mijn kind? Ze zei, pa, ik verwacht. Hij zei, wacht. Moet niet opgewonden worden. Papa vat morgen voor jou dokter toe, dat doen ons bloedtoetsen, misschien is die jouw kind. Hij zei, als je oud bij de huis komt, toen kom je zo slecht oor op zijn vrouw zijn mat, een beetje geflat. De volgende dag, toen staan we in die winkel. Dan vragen we hem iets koop. Hij zei, ja, hij zoekt bakkerol. Hij zei, wat bedoel je, hij zoekt bakkerol? Hij zei, bakkerol. Hij zei, nee, maar wat bedoel je? Hij zei, nee, ik heb gestaan dat mijn vrouw zijn mat gemorst. Ze heeft gezegd, bakkerol zodat hij die mat heeft dan. Nou, je weet, oom vertel me hier van die Noord-Transvaal. Hij bleef daar bij Louis Triegaard, Steven Botta. Van die zin wat samen met zijn meisjekind gekomen keren op die plaats. En zeker Roosien, wat nou samen met die kind hier op de universiteit is bij Turkisch. Hij zei, en toen hij nou daar op die plaats komt, toen vertel die klank nou vreselijk hoe hij nou schiet, daar een roos springbok. Hij zei, ons schiet springbok 303 in die hart op net niks skoten. En die oom zei, hij denkt bij hemzelf, die man niet je wacht. En die volgende ochtend vat hij hem uit mijn koerentulp schiet. Hij heeft me samen nou hier een skat wat kan schiet. Hij zei, toen ons die ver gereden in de Roostelaar staan de koeren niet 40 tree van ons af. En ik zei, voor die klang met schiet. Hij zei, die klang slat hem. Hij zei, en toen hij schiet, daar sprong die bok weg. Maar hij holt hem toen niet te ver, hij holt nog zo 40, 50 tree, daar slaat hij neer. Hij zei, ons kom bij die bok en ons nou die bok gebekijkt, voor tot achter. Ons kan niet een merk op hem krijgen. Die oom zei, die bok zo en hij tel die bok, ze steert zo op. Die koeren ze steert zo op. Hij zei, voor die klang, ja nee, boeta. Springbok schiet je in die hart op en koeren schiet je in die hol. Nou, hij zei, maar ik ga naar Robert Eiland, toen zei ik, ga met je mee. Hij zei, hola af man, dan kom maar bij die net, ik zie die skaters al eentje van die kaai, ik spring van die kaai, ik vang hem net lekker aan die kant, die mensen trekt me op. Hij zei, wat ga met jou aan? Ik zei, nee, ik kan niet die boot gemist nie. Hij zei, die boot gaat niet uit, hij kom in man. Nou vrienden, ik stap aan die straat af in die Kaap, ik is honger die middag, ik stap daar zo'n klein gedeeltje daar, ik vraag voor die, hier 2 keffietjes wat die recht op elkaar zit. Hoe zal hulle kos wees? Wat moet ik bij gaan eten? Hij zei, meneer, laat ik nog wat jou zeggen van hierdie keffies. Jy kan gaan eten bij enige in. Never mind wat jy in je eet. Als je klaar geëet het, sal jy spijt wees, dat jy by die ander ingevriet het. En toen vraag hij me zo mij toe. Hij nou klaar met mij gesels dat hij van mij beduid het. Hij het een lekker risiepeert gehad, zei. Hij zei, meneer, weet je, die peet. Hij hol altijd heel voor. Dan kom hij net zei bij die windpaal kom. Dan zwaai die vark sommer hier links weg, hol hier binnen in die veld en dan kom hard die ander peren voorbij. Hij zei, ik ga vragen die vet, luister wat moet die peet maak man. Die peet maakt me heel lekker bemoed, maar hij blij aan het verkeerd liggen ze daar bij die windpaal kom maar zwaaien weg. Hij zei, nee, je moet hem een beetje lood in zijn rechteroor zetten. Hij zei, hoe gaat ik die lood inkrijgen? Hij zei, nee, makkelijk man, met een 357 Magnum. Nou, wat maak je met die peet? Hij is lang vrek geschiet, man. Weet je, hij gaat maar zeggen met mij, nee, meneer, weet je, ik kom stap die straat afgestaan, laat in die donkerte. En toen ik hier afkom stap, hier onder een lamppaal is 2 ouwens bezig, maar als slachtafvrouw op hel. Wel, als slaat die vrouw hier en toe en daarna toe. Weet je, ik wil eerst wat bijlopen, ik denk, nee, ik kan niet dat toelaten. Hij zei, ik spring uit die kar uit, ik hol om die kar, ik maak die boet op alle bofbalbed uit en ik hol nader. Maar nee, maar toe slaat ons die vrouw. Dan wil ik jou een story vertellen van een broer. Je weet, hij was een oude man toen getrouwd, die bij 45 en die vrouw was ook niet bij een jonger. En toen besef hij nog maar, als hij daar maar een paar kindertjes nou nageslagen daar stil, dan ze moet gauw maken, je weet, voor die fabrieken toemaken. En toen heeft het op zo gekomen, dat bleef afgeleerd, je weet, daar waar ons is afgeleerd. En hij heeft toen binnen 7 jaar 6 kindertjes. Nou, je weet, hij heeft dus een vlooie getapte man. Je weet, de man waar hem 6 kinders en 7 jaar broer, hij is getapt. Maar die fabriek, die Antie is sterk. Die fabriek is nog fris. Zij zet ze met 2 stoelen voor. En toen op een dag, toen die oudste kindje naar het school toe gaan, dorp toe, kosthuis toe.
Toen is het nou een vreselijke ding daar op die plaats. Je weet, die vorige aand is alles recht gemaakt. Die kind zijn kleren is nog al lang voor die tijd recht gemaakt. Die kostblikken is gepakt met die beschuit en die eetgoed voor langs die pad. En die chef bakkie olie is gecheckt. En die petrol is volgepompt bij die drum uit. Dat is nog van een groot chef customs. De jaren zo chef. En die volgende ochtend vroeg tussen in die bakkie. Die oom is nog achter die stier. Die enige wat naar school toe gaat, die staan nou stijf in die oom. Hand om die nek met die oom. Met zijn pepstar schoentjes en zijn wit sokketjes en zijn vaarbroekje en zijn wit hemdje. Hij had zo'n blauw kaartbord Casey hier in zijn linkerhand. Je weet maar, hij kaartbord Casey is een brandewijnbordel en een breek smelt hij, laat je net die hendel in je hand. En dan zit die antie nou hier aan die andere kant. Zijn nou die andere 5. Eentje zit nou aan die bos, eentje zit aan die bottel, eentje maakt zij droog. Oh man, dat is een gesukkel, die bakkie is vol doeken en tieten en bottels. En dat is kost. En die anti-sukker met die kennis. En maar zo trekken we dan weg. Nou is dat een tweespoorpaadje. En die season train kwam overal aan zijn plaats. Nou weet die oom, hij kijkt al van vroegmorgen af. Die season train vanmorgen op tijd is, dan zal alle moeten gewoon wachten daar bij die crossing. En die trein is 3 kilometer lang en dan zal hij laat naar school. Nou gooi die oom maar als je een bakje nat dat hij daar bij die crossing kan komen. Maar die 10 pits is wat. Die oude hang aan die stier, die oude bakje dwal. Die kennertjes is woelig. Maar die oom rijdt, die oom kijkt net in die pad. Maar zo zal hij rijden. Zie je aan die nou hier zulke wat goed in die bossen. En zij zei ook voor hem, oh man, wat bloemen is er hier die tijd van het jaar. Hij zei, vrouw, dat is een lorry met toiletpapier wat die omgevallen heeft en die zo in die bossen gewaaid. Maar moet niet meer aandacht aftrekken, ik moet op die pad kijken. En zo ja die oude. Die auntie zei, jij kan maar op je pad kijken, maar jij kan maar stadig. Want je gaat niet voor die trein bij die crossing wezen en jij gaat voor ons verongeluk. Hij zei, vrouwtje, jij kent Pram Exelrij. En hij rijdt. Die chef bakkie was zo 70, 80 en dan zien, nou, kom die trein over die vlak. En die oom kwam naar die kruis toe en hij zei, je gaat het maken. Die auntie zei, je zal het niet maken. Hij zo ja, en hij kwam zo gelijk naar die kruis toe. Maar toen hij naar die kruis toe kwam, toen had hij chef bakkie los. Toen zei die auntie, en die oom, kijk, en die trein vleet ook. Toen zei hij gaat het niet maken. Nou moet hij briek. En je weet die chef bakkie hol nou. En die brieken is slecht. Die brieken moet gepompt worden. Door die oude eerste pomp. Toen trap hij in een melkbord. Toen een van die kennis zijn melkbordels onder die briekpeddel gerold. Je weet, het is nog grasbordels. Als je vandaag zo'n plastic bordels ziet. En die ook kijkt af. Want het smaakt maar dat die bakkie hol harder is aan die briekjes. En hij ziet die bordel. Nou tel hij zijn knietje hier bij zijn kop voorbij. Hij wil nou die bordels om een moer toe trap daar onder die briek. En hij trapt met alles wat hij heeft en daar heeft hij die bordel uitgerold. En hij zegt dat hij zijn brieken lokt. Hij steekt zijn kop zo in de grond dat hij die klippen zo schraapt, zoals een pad schrapen. Maar toen die bakkie erop staan, zei hij om. Toen zei die kennis zoals vliemust in die screen aan die binnenkant. En die Antische voorborsten ligt op die dashboard, die basborden zijn strepen klapt niet. Die Antische ogen zijn nat kollen in die screen loopt druk. Ze heeft uit die bloemen uitgeglopt dat ze hang aan die voorzien. En toen alles staan, toen gleed die kennis zo starig, zoals Patty in die reeten af. Toen schreef die Antie zo terug naar bloemen en toen zei ze, papa, nou moet je terugstoot daar naar die toiletpapier toe. Nou van die trein gepraat, je weet, dat is maar die oog gaat die op. Daar boven Noord-Afrika, kom je daar boven, Cairo, je gaat op een tour en je staat naar een statie en je koopt een kaartje en je klimt op die trein. Maar in die rij voor hem staan 2 Joden en 2 Arabieren en daar staat hij. Hij ziet maar die Joden, hij koopt net 1 ticket. Maar die Arabieren staan net achter die Joden, toen praten ze klaar met elkaar. En toen ze op die trein zitten, gaan zitten ze achter die Joden. Hij wil kijken hoe komt die mannen weg met 1 ticket. Hier kom je ticket-examiner, nou kom je hier achter die trok en tickets please, maar je praat nou op die hieroglyphen op die zachtheid. Daar staan die 2 Joden op, hulle stap uit, hulle stap in die toilet in, hulle sluit die deur engage. Die ou knippie kaartjes kom maar by die toilet, hy klop aan die deur, die Joden stoot die ticket uit, hy knip die kaartjie, hy stoot hom weer terug. Die Arabiere vat nout. Die volgende stasie toe koop hulle ook net 1 ticket. Toe koop die Joden glad die ticket in. Hulle gaan sit achter die Arabiere. Toe die ou hierboe kom, hy vraag tickets please, staan die Arabiere op. Hulle stap in die toilet in, hulle sluit die deur.
Die Joden staan op, hulle klop aan die deur. Die Arabieren stoor die ticket uit, hulle vat die ticket, hulle gaan naar die volgende toilet toe. Twee oude oom kom stap hier van die oude thuis af, maar keffie toe met hulle kieries. Maar hulle is oud. Die stap hulle. Hier komt zo'n mooi meisje van vooraf gehardlopen met zo'n joggertje aan. Ze draf je bij hulle voorbij. Oude stik vast. En dan kijk zo. Begin hulle weer aanstap. Later zei die een over die ander, luister ouwe broer. Het jij ook de tijd in die army. Blauw vaterjoel in je koffie gekregen. Ja, zei die ouwe, nou dat je daarvan praat, was het baie blauw vaterjoel gekregen. Hij zei, hij blij niet goed begin werk nou weer. Dani Nieuws. Hierdie baie gewilde Afrikaanse sanger wat daar aan Blouberg bly. Hy sê sy pa het op 'n tyd 'n brief gekry van 'n Bokkie Naudé, 'n oom wat voetbal gespeel het. Hy was op 'n toer geweest. Nou lees die brief so. Beste Dana, op toer na Engeland het ons eers in Burundi gestop vir 'n geheime wedstryd teen hulle nasionale span. Jong, dis 'n willik lot mense daai. My broer, toe ons die eerste dag binne ry, staan daar 'n groot bord waarop geskrywe staan. Jy weet soos hierdie welkomborde by ons dorpe. We like our fellow men, medium to rare. Hulle een slot, sê die oom, was 6'13" en so ledig dat hy nie mag kinders hê nie, want hulle sê die goed sy skaap gevang het. Sy ma was 'n sport en sy pa 'n traveler. Die plaaslike mense sê al wat tussen hom en die universiteit staan is sy skoolloopbaan. Sy een suster is so al 15 jaar op universiteit. Sy is daar in 'n bottel, sy 2 koppe. Hy is so onnozel soos 'n ruimtereisiger. Hulle tel mos agteruit, jy weet, 10, 9, 8, 7, 6, so gaan hulle aan. Hy het sulke ernstige groen psychedelic oë, soos 'n Karoo-brommer. En sy technicale gesig lyk of 'n swerm motte aan hom vasgevleed. Sy hare lyk of hy hulle met 'n cracker gekam het. Sulke geel tande. Die goed is so lank as hy 'n vroumens so, dan klink dit so skilpaaie wat paar. Hy het nou die dag so sy dentist gevra wat moet hy maak met die geel tande. Toe sê hy trek 'n breinsoet daarbey aan. Hy het so 'n plat kop, lyk so die doringbome by Sun City. Jonge speler, wedstryd, ek spring teen een van die manne in die lyn staan so lange. Wie ek spring voor die grond vat, slat hy my tussen die oor, laat ek douer op my dinges loop sit. Sy vuiste is so groot soos 'n voetbal. Wie sy vingers lyk soos rations. Toe ek val, toe trap hy my kop breek. Ons kaptein skryf hom, hey jou vark. Hy sê, hey, wie is jou vark? Ek sê, jy jou vark. Toe ek opstaan, lyk my kop soos 'n frisbee, plat getrap. Ek praat tale dat 'n boesman my sal verstaan. Maar daai ou hy so stil soos 'n sirkus op 'n Sondag. Man, ek is toe lights out. Hulle kry toe 'n nurse daar van Siberië om my by te bring. Sy is so grof. Sy lyk meer na 'n hoogblond moffie. Dat ek nog 'n dag lank maak of ek lights out is. Sy voer my toe met gin en water, gin en water, gin en water. Die kaptein vra, hoekom gin en water? Die ding sê sy, hy kry nou 2 gins vir die prys van 1. Oxygen en hydrogen. Toe ek bykom vra sy of hy my temperatuur geneem het. En toe wat ou Tommy, ons een vorige man mos vir haar sê, nee ek dink dis nog in sy toksak. Van 'n vorige praat. Hy was 'n vaskop, maar na 'n stywe arm loop is hy nou 'n loskop. En na 'n liesbesering sing die ou nou net die hele dag. Please release me, let me go. Maar man, ek maak nou my brief te lank. Ek wil eintlik vir jou skrywe van die toer in Engeland. Dit was nou grand. En die hoogtepunt van die toer is ons moes toegenooi na die Prinsebal. Ek het nog nooit so 'n groot bal gesien nie. Maar dis daai aand waar dit toe so 'n lekker party uitgedraai. Wie ons het op die ou en elke een stel mansetknope gekry by die prins. Ou Tommy het sommer sy mansetknope by sy kwartmou T-shirt gedra. Londen is so koud. Ons moes jasse dra en antifreeze drink. Ons het toe maar die antifreeze saam met die windowline gedrink dat ons oë kan blink. En die plek is so duur. Ons het meestal in die kerk gesit. Dis die enigste plek waar jy nie hoef te betaal om in te gaan. Ons eerste oefenwedstryd was die Oxford. Daar was so 'n groot vark
het my getorring en getorring het. Hy het so 'n hanggat gehad soos 'n heuningjagter. En so 'n klein koppie soos 'n dowwe kat met so 'n spits neusie soos 'n kwart pond kaas en 'n dun nekkie soos 'n siek tier. Die klein koppie het baie gelyk soos Chester se naam James Small hom getrap het. Maar hy het 2 bobene soos 'n batteryhoender. Sy mates was 38, 34, 36 en sy ander been dieselfde. Ek tik hom toe en hy praat so baie dat met die vieslikste woorde en hy praat en hy vloek en hy praat dat sy tong getennis teen die tyd dat ons van die veld afkom. Ek sê jou, hy het gelyk soos 'n geboortemerk tussen 2 ore. Eigenlijk, ons vrouens het hom saam met ons getoer, want ons was belet om op 'n leë maag te gaan slaap. Tot ons maar ons vrouens op 'n dieet gesit. Groete van jou oom Bokkie hier in die koue Engeland. Oom Callie Hartings sê vir my, hulle moes op skool daardie jare moes hulle maar Engels gepraat het. Nou ek het nou met Arno van Zyl gepraat daar onder ons Springbok. Hy vertel my 'n vreeslike mooi storie van sy oom ook. Hulle moet Engels gepraat op skool en as hulle Afrikaans praat, dan kry hulle 'n bord wat hulle om hulle nek moet hang, donkie. Nou as die ander man nou weer Afrikaans praat, dan moet hy weer die bord dra. As die laaste man moet nou hele dag die bord dra. Hy sê nou het hy Afrikaans gepraat, nou staan hy daar. Hy moet die bord aan in pause tyd en sy maatjie sit nou bo in die boom. Nou wil hy die met Afrikaans praat, dan sê hy vir hom, spring man, spring. Dan sê die ena bo in die boom, I can, but I really what, for you will let the man's vrek fall. Hy sê, nou moet hulle Engelse opstel skrywe oor 'n rainy day. Al wat hulle reg geskryf het, is wat op die bord staan. A rainy day. Hy sê, nou skryf hy verder. It was a rainy day. I go to my mate to play plates. Before we one plate can play, break there 3 plates. Hy sê, die juffrou sê, hulle moet nie sê housepipie. Maak vir ons 'n sin. Met tuinslang. Hy sê, juffrou, my pa die tuinslang met die housepipe doodgeslaan. In elk geval, hy sê, hy kamp een keer daar in die see met die tent. En hier laat nag ruk sy tent en hy skrik om half uit sy geloof uit. En hy sê, hol om die tent, hier kry 'n jong man op sy maag lê met 'n flits in die hand. Hy sê, jong, wat maak jy hier? Hy sê, oom, ek gaan kuier vir my nooi. Ek sê, hoekom loop jy met 'n flits? Hy sê, oom, ek moet maar sien waar ek loop. Hy sê, man, ek het baie by my nooi geloop kuier, ek het nooit 'n flits gehad. Die klank sê, oom, dat kan ek sien as ek na die antie kyk. Die aand, laat sit die 2 manne daar in die kroeg. Sit daar oud in die kroeg doorman. Ook weer gedrink, dat hy spasties is. Sy arm glip so kort af. Die kroegman sê vir hom, luister ou broer, ek wil nou nie vir jou drank weier nie. Maar hoekom drink jy so verskriklik, man? Jy is besig om jouself te vernietig. Jy sal jou dooddrink. Hy sê, luister man, ek kom uit 'n familie uit, wat gevaarlik lewe. Ons is nou mense wat nou nie moeilikheid vat jou papa. Hy sê, kyk bijvoorbeeld my ma, is nou my moeder, my eie moeder. Sy het op 65 met 'n valscherm gespring uit 'n lugballon. Ons die kop sak so bietjie. Hy sê, vat nou bijvoorbeeld my pa. Maar hy was er over man. Hy het 'n pypekap uitgespring met 'n valscherm. En my suster, maar ons lewe gevaarlik. My suster het 'n microlight uitgespring met 'n valscherm. Hy sê, morgenoggend, dan spring ek moet nou hier voor jou sit. Uit de Boeing uit met een valscherm op 35.000 voet. Kroegman zei, mijn vader, meneer, maar je zult niet leven, je zult morsdood. Je kan misschien zo hoog uitspringen. Hij zei, so what? Ik heb die pa niet, ik heb die ma niet, ik heb die zuster niet. Bij die oude dagen, en ik wil voor jullie gauw iets vertellen van die dagen waar die mensen nog ver gekomen zijn met die donkeykarren en die perenkarren om bij die dokter te komen.
Die sal maar oomkom maar by die dokter en hy sê vir die dokter, sy maag is so vas. Hy kan glad nie regkom nie, hy voel of hy sement ingesluk het. Die dokter sê vir my, laat ek gou 'n bietjie luister en dan mooi geondersoek en deurgekyk. En die dokter sê, nou maar wag, ek het hier nuwe medisyne wat ek jou nou wil ingee. Maar sê gou vir my, hoe ver bly jy nou weer uit die dorp uit? Hy sê so 40 kilometer. Daai jare was seker nog 40 myl. En die dokter lees op die bordjie, hy sê nou maar ek gaan nou sommer vir jou die eerste net hier gee. En dan, as jy by die huis kom, sal ek jou skryf hoe jy moet verder drink. Hy sê maar die goed werk, broer. So jy moet nou vir my sê, ek moet eintlik nou 20 druppeltjies vir jou ingooi. Dan sal dit net begin werk as die 40 kilometer om is. Hy sê, dokter, maar ek het nog 3 hekke ook op pad, wat ek moet self opmaak. Dokter sê, nee, wacht, dan gooi ze hem net 15 druppeltjes. En die dokter sê vir my, maar nog 'n ander ding wat ek wil vra. Hoe ver van ander kant jou huis sit jou toilet? Hy sê, nee, dokter, hy is so 85 jaar aan de kant die huis. Die dokter sê, nee, wacht, dan maken ze net 12 druppeltjes. En die dokter gooi in. Ja, sê dokter, maar dokter moet hem onthou. Hier teen die pad moet ek hem nog stille ook om te fluiten, so. Dokter is later op 10 druppeltjes, maar nou is die zo mooi gemaakt. En die 10 druppeltjes ingegooi, hy sê, kyk broer, nou drink jy hom hier uit. En dan moet jy onmiddellik ry. Nou moet jy nie nog in die dorp draaien maak. En die man drink die dous goed en hy het die botteltje en hy is op die waantje en hy is weg. 2 weken later of 'n maand later kreeg die dokter hom in die postkantoor. Die dokter sê, hoe gaan het nou met die vastmagen, die medicijnen daar gehelp? Hij zei, ja dokter, hij medicijnen het gewerkt zoals een bom, maar ik laat hem net de dokter sê, jouw berekening was zo met 3 trieën uit. Die onderwijzer, hij komt in die klas en nou wil hij snaaks wees. Nou sê hy, luister kinders, hy wil gou wel eens een aandacht kry, sê. As 'n posbus roei is, en 'n olifant as vaal, wat kost vlees by die kilogram? Hier staan hy, lyk hy op, hy sê, mister is 44. Hy sê, hoe het jy dit geweet? Hy sê, ek het 'n broer van 22 en hy is half bemoed. Sê, nee, sê Tommy om nou die dag, jonger is in die moeilijkheid, man, ek soek geld, man. Ek het my laaste 6.000 rand vir 'n vark geleen, om plastic surgery te laat doen. Nou tot die vark so verander, kan hy my herken om my geld terug te kry nie. Kan jy nou glo? En die Kaap is 'n ou wat vir die nota's vals skryf. Hy's 'n bloubil. Maar hy's 'n mal bloubil, man. Weet jy, praat net van die bloubulle. Sarah Mara maak net reg vir die bloubulle. Sy vrou sê vir hom, hey, luister, jy is meer oor die bloubulle as oor my. Hy sê, wat? Ek is meer oor die VP as oor jou. Hy sê, weet jy, my ou lady het nou die aan van my gesê. My ou Baligia nou so baie moeilikheid, weet jy. Hy maak haar lewe hel, man. Sy sê, weet jy, as ek nou bid, dan bid ek net vir genade om saam met hom te lewe, nie vir kraggie, want dan moet ek hom.